Goeiemôre, ons gaan vandag aandag gee aan BTW op verkope en in die debiteure joernaal. Verkoop goedere aan B Lou vir 15.960 BTW ingesluit. Die verkoopprys BTW ingesluit is dus 114%, BTW is 14%, verkoopprys BTW uitgesluit is 100%. Die bedrag BTW ingesluit is vir ons gegee. As ons dus die BTW wil bereken, die een wat ek wil hê 14 bo, gedeel deur die een wat ek ken 114 onder, maal 15.960, gee vir my die BTW as 1960. As ek die verkoopprys wil hê, die een wat ek wil hê bo 100, die een wat ek ken 114 onder, maal die bedrag gee vir my R14.000. 'n wins van 25% op kosprys word gemaak. As die wins op kosprys is, dan is kosprys gelyk aan 100%, wins is 25, dan is die verkoopprys 125. Die verkoopprys BTW uitgesluit is 14.000, so die kosprys moet bereken word op die bedrag BTW uitgesluit. Die bedrag wat ons wil bereken is 100 bo, gedeel deur die een wat ons ken 125 onder, en dit gee vir ons die koste van verkope as 11.200. As ons hierdie berekening in die debiteure joernaal wil doen, dan sal ek sê die bedrag wat gegee is 15.960 wat die BTW insluit. As ek die verkope wil bereken, wil ek 100 bereken, so die een wat ek wil hê is 100, gedeel deur die een wat ek ken, 114, maal die bedrag. As ek die BTW wil bereken, die een wat ek wil weet is 14, gedeel deur die persentasie wat ek ken, is 114 maal met 15.960. En dan sal ek die koste van verkope bereken op die verkoopprys sonder BTW. Verkoop goedere aan Els vir 9.000 BTW uitgesluit. So dit beteken hierdie bedrag is gelyk aan die 100% bedrag en nie aan die 114% bedrag nie, want hulle sê dit sluit nie BTW in nie. So 100% is gelyk aan 9.000. As ons die BTW wil bereken, die een wat ons wil hê, 14, gedeel deur die een wat ons ken, 100, gee vir my 1.260. As ek die verkoopprys wil bereken, die een wat ek wil hê, 114, gedeel deur die een wat ek ken, 100, gee vir my 10.260. Weereens, ons bereken die kosprys op die verkoopsprys BTW uitgesluit. Ons maak 'n wins van 50% op kosprys, daarom is kosprys gelyk aan 100, wins 50, verkoopprys 150. Die verkoopprys is vir ons gegee. As ons dus die kosprys wil bereken, die een wat ons wil bereken 100 bo, die persentasie wat ons ken 150 onder maal die 9.000 gee vir my R6.000. Wanneer ons hierdie berekeninge direk in die debiteure joernaal gaan doen, sien ons dat die bedrag wat gegee is die bedrag BTW uitgesluit. So die gegee een is 9.000. As ek dus hier wil bereken wat is die BTW, die een wat ek wil hê 14, die een wat ek ken is nou 100%. So dit beteken ek gaan 14% van 9.000 bereken. As ek die debiteure kontrole se bedrag wil hê, gaan ek die 114 wil hê, so gaan 114, een wat ek wil hê bo, die een wat ek ken, 100 onder, maal die bedrag en dit sal vir my die totale bedrag vir debiteure gee. En dan op hierdie 9.000 sal ons weer eens die koste van verkope bereken.
BTW van 1540 is ingesluit op goedere wat op krediet aan Kloete te verkoop is. So in hierdie geval gee hulle vir ons die BTW gedeelte. Die verkoopprys BTW ingesluit is gelyk aan 114%, BTW is 14% en die verkoopprys BTW uitgesluit is 100%. Die bedrag wat gegee is die BTW bedrag, so die 14% is gelyk aan 1540. As ek wil weet wat is die verkoopsprys BTW ingesluit, beteken dit ek wil weet hoeveel is die 114, so die een wat ek wil hê, op die een wat ek ken 14, maal met 1540 en dit gee vir my 12540. As ek die kosprys BTW uitgesluit wil hê, wil ek weet hoeveel is die 100, so die een wat ek wil hê is 100, die een wat ek ken is 14, maal die bedrag en dit gee dan vir my 11.000. Die kosprys sal op die 11.000 bereken word. In hierdie geval sê hulle vir ons maak 'n wins van 25% op verkoopprys. As die wins op verkoopprys gemaak word, is die verkoopprys gelyk aan 100. Die wins is 25, so die kosprys moet minder as die verkoopsprys wees, so die kosprys is 25% van die verkoopprys. As ons dus die kosprys wil bereken, die een wat ons wil hê 75 bo, gedeel deur die een wat ons ken 100 onder, en dit sal vir ons die koste van verkope gee. Wat het ons geleer? Bepaal of die verkoopprys wat gegee word BTW insluit of uitsluit. Indien die prys BTW insluit, is die bedrag gelyk aan 114%. Indien die prys BTW uitsluit, is die bedrag gelyk aan 100%. Bereken of die wins gemaak is op kosprys of op verkoopprys. Indien die wins op kosprys gemaak is die kosprys 100%. Indien die wins op verkoopprys gemaak is die verkoopprys gelyk aan 100%.